Wel, dit was 'n organisasie, maar baie klein organisasie met 3 personeel en 0 lede. En die idee was om die organisasie groter te maak, maar die ontstaansrede hoekom dit gebeur het, was eintlik om 'n antwoord te bied op die vraagstukke van daardie tyd en ook vir die toekoms wat voorlê. Op daardie stadium was Afrikaners grootliks afwesig in die openbare debat. So ons moes weer 'n stem terugkry. Mense het die land verlaat, vandag gebeur dit ook ongelukkig, maar die wat agtergebly het, het onttrek, hulle het inderwaarheid na binne geëmigreer. En ons het gesê, ons moet 'n platform skep om weer deel te neem aan hierdie openbare debat, maar ons het ook geweet dat partye, lande wat deur partye geregeer is, wat 'n soortgelyke beleidsrigting as die ANC gehad het misluk. Na die witbrood van die Mandela-jare na 1994 het ons gou begin agterkom dat dinge in die land begin verkeerd loop. Wat ons eers agtergekom het, is dat die dorpsdienste begin verval. Die tweede ding wat ons agtergekom het, is dat die veiligheid begin oral 'n probleem word. Misdaad begin hand oor hand toeneem. Die derde probleem was dat ons het agtergekom dat die regstelsel begin vashou. En dan die vierde probleem wat ons agtergekom het, is dat die ANC se hele slagspreuk van regering deur die mense het vinnig regering oor die mense geword. Dit het ons duidelik geword dat ons het 'n organisasie nodig om aan die een kant verkeer dat dinge slegter gaan, om aan die ander kant te bou aan vooruitgang. En dit is hoekom ons gedink het AfriForum is nodig. Net wanneer ons gedink het, ons het nou 'n naam, dat ons weer aan 'n nuwe een gedink. Nou daar was, ons het begin met die Solidariteit Burgerlike Beweging, toe die Solidariteit Burgerlike Alliansie, toe die Afrikaanse Forum vir Burgerregte. En op 'n stadium het ek besef, maar hierdie name is te lank, en mens moet verkieslik ook 'n naam hê wat beide in Afrikaans en Engels dieselfde is, veral as jy nou in die media praat, dat jy met een naam 'n bekende handelsmerk kan vestig. Elke keer as ek 'n notule moes neem, dan was daar 'n nuwe naam. En toe een Sondag in die middel van die oggend bel hy my en hy sê sy gesin is in die kerk, hy en die jongste, ek dink dit was Jana, is by die melkplaas hier by Irene en hy het nou net op die naam gekom AfriForum. Wat dink ek? Toe dink ek, ja, AfriForum, Afrika, Afrikaans, Afrikaner, ons is 'n forum van mense. Ja, dit het vasgesteek. Mense het 'n jeugtige energie, so jy sien eintlik kans vir alles. Maar dit was moeilik, want nou moet jy vir mense wil jy opgewonde maak oor hierdie nuwe organisasie. Maar as jy oor AfriForum praat, dan weet niemand waarvan jy praat nie. Ek het so nou en dan iemand gekry wat gesê het, ek weet van julle, ek weet van AgriForum, maar dan het hulle ons nou verwar. So die wat ons geken het, is die wat die verkeerde naam gehad het. Daar was nie eintlik 'n regte eerste dag nie, want die totstandkoming van AfriForum was 'n proses. Waar ons baie lang voorbereiding moes doen, ons moes met meningsvormers praat en so meer, maar as mens een dag moet kies, en dit is die 26ste Maart 2006, is toe AfriForum sy openbare verskyning gemaak het, met 'n artikel, ek onthou nog op bladsy 19 in Rapport. Dis vir baie mense dalk 'n klein ding, maar ek het vandag nou nog daardie koerantartikel, maar dit was eintlik die begin, waar ons vir die wêreld gesê het, ons is hier, ons was baie klein, die wêreld het seker nie gedink, dit is 'n groot gebeurtenis nie, maar vir ons was dit. Aan die begin was dit net eenvoudig dat ons alles self moes doen. En ons het begin voordat daar goed so skootrekenaars was wat algemeen beskikbaar was. So, as jy 'n mediaverklaring wou uitreik, skielik oor 'n naweek moes jy inry werk toe, by die kantoor kom sit en daar op die rekenaar kom werk. So, die uitdagings was baie, maar dit was ook lekker want jy het geleer om alles te doen. Jy het geleer om inligting op die webwerf te laai, om mediaverklaringe te skryf en te redigeer en uit te stuur, om voor die betogings letterlik te sit met kartonne waarop jy slagspreuke vaskram sodat jy dit kan aftrek en weer die karton kan gebruik.
So jy het geleer om hulpbronne nogal te rek. Ek was nommer 6 op die personeellys gewees. Op daai stadium toe ek ingeskakel het, was die geveg om Pretoria se naam een van die groot veldtogte. Dit het so in 2005 al eintlik afgeskop. 2005, 2006 was mense vreeslik negatief en onbetrokke en hulle het geglo jy moet maar aanvaar wat gebeur, jy kan nie regtig 'n verskil maak nie. As iemand sê Pretoria kry 'n nuwe naam, dan is dit nou maar so. Dis eintlik die groot uitdaging en baie keer het mense gevoel is onmoontlik en dat hulle dit nie probeer nie. Nou as jy sê iets is nie moontlik nie, dan is dit 'n selfvervullende profesie, want dan gaan jy niks regkry nie. Want die Here het vir ons hande, verstand en 'n roeping gegee, so begin iets doen en dan sal mense bykom. Ons het 'n soort van 'n betoging gehad op Kerkplein teen die naamsverandering van Pretoria. Nou wat nogal baie gehelp het is, dit was dieselfde dag as een of ander groot rugby eindstryd. Ek is nie 'n sportmens nie, so ek kan nie onthou wat dit was nie. Maar ons het 'n groot skerm op Kerkplein opgerig en ons het gesê na die betoging kan die mense bly en die rugby daar kyk. En toe daag daar letterlik duisende mense op. En dit was nogal 'n groot oomblik, want jy het maar gehoop jy en 'n handjievol mense gaan daar wees en mos mense betoog mos nie eintlik nie. En toe daag hierdie skare op, so skielik het jy besef jy kan mense mobiliseer as jy die regte doel het. En ja, later van tyd kon ons dit gelukkig sonder die rugby doen. AfriForum was van die begin af roepingsgedrewe. Ek bedoel, veral vir Afrikaners, jy weet, ons moes iets geskep het vir Afrikaners om mense weer hoop te gee. En as jy wil vir mense hoop gee, moet dit roepingsgedrewe wees. Soos wat die tyd gegroei het, het ons besef dat ons besig is met iets groter as onsself. En ek dink dis deel van roeping, dat ons altyd sal weet dat ons, wanneer jy besig is met roeping, is jy altyd besig met iets groter as wat jy self is. Die eerste dag wat jy eintlik besef het, wat ons doen het groot impak internasionaal, en dit was die dag met die verhoor van generaal van der Merwe, oor apartheidsvergrype in die verlede. En ons het 'n gesin verteenwoordig, die van X, wat in 'n ANC landmynontploffing kinders en meneer van X se vrou is oorlede daar. En dit was die eerste keer wat ons groot media getref het en groot internasionale media. So ek dink Callie het daai dag in die 30 media onderhoude gedoen met oorseese media en plaaslike media. En dit was 'n ongelooflike ervaring om te besef iets waarvoor jy beklei het so groot impak en tref soveel mense se aandag. So dit was 'n goeie ervaring, maar ook ja, dit het jou ook nederig gemaak, want jy het te doen met hierdie man wat hierdie verskriklike hartseer gehad het in sy lewe en soveel moed het om op te staan daaroor. So dit herinner jou aan jou verantwoordelikheid. Die een ding wat AfriForum eintlik verander het en op 'n nuwe vlak geplaas het, is toe ons Nestlé aangevat het. Onthou, ons het niks gehad nie. So as ons 'n klein artikel in die koerant kry, was dit vir ons eintlik 'n groot oorwinning. Nou dink ons gaan 'n multinasjonale maatskappy aanvat, omdat hulle melk gekoop het by Grace Mugabe, wat 'n gesteelde plaas was. Maar met genade van bo en beplanning het ons toe 'n webwerf begin, nestlebloodmilk.com. Daar was 'n webskakel wat gesê het, as jy ontevrede is met wat Nestlé doen, klik hier. En dan het dit deurgegaan na Switserland by hulle hoofkantoor. En daardie webadres is gedra deur in Brittanje deur koerante. En toe sê hulle vir my, binne een dag het 75.000 mense besware aangeteken. En toe bel Nestlé laat een middag. Ek is nog besig om my kinders op te laai, en toe sê hulle, maar hulle wil vergader. Sê ek, maar ons kan môre kyk vir 'n datum. Sê hulle, nee, hulle sal wag. Toe ry ek in die aand hier deur Randburg toe. Toe daar kom sê hulle, nee, Nestlé se hoofkantoor in Switserland het laat weet, hulle gaan nie meer by haar melk koop nie. Ek onthou een koerantopskrif het gesê, Nestlé soog voor AfriForum. Maar ons is maar min mense.
maar dit wys ook as jy 'n plan het, doelgerig werk en met die nuwe tegnologie, kan 'n kleiner groep mense 'n groot verskil maak. En ek dink daai was die draaipunt. Daarna het daar vinnig nog draaipunte gekom en toe Julius Malema op die toneel gekom. Toe ons met hom begin swaarde kry, dit was ons baie klein en onbekend, 8000 lede gehad, hy was die leier van die ANC Jeugliga. En vandat ons met daardie saak begin het ons dramaties begin groei en ek dink die rede daarvoor is eenvoudig. Mense het gefrustreerd geraak met dinge wat in die land gebeur. Hulle voel niemand sê iets daaroor nie, niemand doen iets nie. En as mens dan 'n organisasie kry wat dan ten behoeve van mense praat wat ontevrede is met hoe dinge verloop en dalk hoop verloor, dan gaan so 'n organisasie 'n momentum kry. As AfriForum nie daar was vir die afgelope 20 jaar en bietjie vir bietjie klein oorwinningkies op verskillende terreine bereik het nie, sou Suid-Afrika totaal anders gelyk het en dit sou nie ten goeie gewees het nie. Al is jy in die begin alleen, doen wat jy doen met oortuiging, werk hard, gebruik die roeping wat jy het. Naderhand as mense van die kant af sien, hierdie is suksesvol, dan gaan daar nog mense aansluit en dan raak dit soos 'n sneeubal. En die groot uitdaging nou is om te sorg dat ons hierdie momentum omskakel om 'n toekoms te bou waar ons blywend vry, veilig en voorspoedig kan bly hier aan die suidpunt van Afrika. Ek dink die doel van die jeug was nooit net suiwer om studenteverkiesings te wen of om setels te kry of op die raad van die universiteit te wees. Die doel was om mense se siege te verander. Dit was om jong mense betrokke te kry en hulle te laat gemaklik voel met wie hulle is. Of hulle te sê maar julle kan glo in wat julle voel reg is. En min mense weet maar my studielening was gekanselleer as gevolg van ons bedrywighede op die kampus en ons was sekere veldtogte wat nie baie populêr was nie wat ons het gedryf het. Ek dink mense het geweet daar's iets groot wat broei met AfriForum. Ons het geweet daar's 'n momentum wat mense nie elders beleef het nie. Dit het vereis dat 'n mens partykeer moeilike besluite moes maak. Dit het vereis dat mens partykeer onpopulêr moes wees. Maar dit is wat mense karakter gebou het. Ek dink die eerste keer toe ons die 10.000 lede kerf bereik het, want ek het regtig getwyfel of ons dit gaan bereik. Dit was wat ZB de Tooy, 'n joernalis van Rapport, gesê het, julle moet 10.000 lede hê. En toe ons daarby uitkom, met amper soos 'n bus wat jy gejaag het, ek gedink het ons is nou wragties hier. Maar toe ons weer sien, toe hou ons net aan groei, tot by 50.000. Toe begin ons vir mekaar sê, jong, het ons nou versadigingspunt bereik. En toe die lede groei net aanhou, toe weet ons, hier's 'n saak waaroor baie meer mense as wat mense gedink het sterk voel, en dat mense baie sterk voel dat ons moet werk om 'n beter hede en toekoms te bou. En die geweldige steun het toe vir my laat besef, hierdie is groot, baie groot. Ek het nie geglo dat iets soos 'n belsentrum sou werk om mense op 'n volhoubare basis te kry om bydraes vir ons te maak. Want wie gaan nou sy bankbesonderhede oor 'n telefoon gee? En daar het ek regtig die waarde geleer van bietjie maak baie. So in ons geskiedenis as Afrikaners is ons gewoond aan sentleggings en koeksisters verkoop om kerke en skole te bou. En 'n debietorder by AfriForum
is eintlik wat die moderne sentlegging is per debietorder. Meer as 370 jaar toe Afrikaners eintlik deur mense vanuit Nederland, Duitsland en Frankryk hier begin vorm het, was daar deurlopend mense wat hulle toekoms in hulle eie hande moes neem. So ons geskiedenis is eintlik deurspek van voorbeelde van ons sal self die toekoms bou. Dit is baie belangrik dat ons 'n balans vind en ons benadering is om te sê 20% van ons hulpbronne moet ons spandeer aan ons vegbenadering, maar omdat bou blywend is, moet ons 80% van ons hulpbronne daarin spandeer. In die begin natuurlik het ons meer geveg, maar dis omdat ons nie hulpbronne gehad het om te bou nie. En die veg het momentum geskep, ondersteuning vir die organisasie gekry, en daarom is ek nou dankbaar dat ons eintlik landwyd kan bou. Ons is gemeenskapsbouers. Dit beteken ons wil sterk selfstandige gemeenskappe hê, want dit is die beste buffer teen staatsverval. Ons kan nie ons dinge doen sonder ons takke nie. Nou 'n tak is wat bestaan uit 'n klomp vrywilligers in 'n dorp, maak vir ons natuurlik 'n netwerk oop. Ons ken nie dalk altyd die omstandighede in die dorp nie, ons ken nie die feite stelle nie, ons ken nie altyd die probleme nie, ons ken nie die dominee of die skoolhoof nie, maar tog daai mense maak vir ons op 'n gemeenskap daai netwerk oop. Sodat wanneer ons begin met projekte te dryf, is daar klaar lekker energie wat hardloop. Die rede waarom die gemeenskapsake afdeling ontstaan het, is om die vermoë van AfriForum om te doen werklik baie sterk te maak en baie groot uit te brei. Vandag kyk ons na gemeenskapsake en wat AfriForum doen en weet dis vanselfsprekend dat ons self doen projekte doen. Ons is baie groot fokus op selfstandigheid, gemeenskappe wat self dinge doen. Een van ons heel eerste takke wat ons gehad het, is 'n klein dorpie in die Vrystaat en die dorpie se naam is Deelswil, waar die gemeenskap gesukkel het met water. En die gemeenskap het gegaan op die waterwerke, wat natuurlik onwettig eintlik is. Jy weet nie eintlik nie dit is. En hulle het 'n paar verstellings gemaak op die waterwerke en die dorp het weer water gekry. Maar die munisipaliteit het natuurlik nie baie daarvan gaan gehou nie. Die goed verwyder wat ons ingesit het en natuurlik die hekke toegemaak. Want soos die boere in die Vrystaat maar het hulle voortgegaan, weer ingegaan en die goed herstel. Toe dag die polisie daarop. En na 'n lang gesprek met die polisie het die polisielede ook ingespring en gehelp om die goed te herstel en die dorpe toe weer water gehad. En 'n ding is belangrik daar, want ons gaan verseker nodig hê vir staatsinstellings om saam te werk. Dis munisipaliteite, maar ook veiligheidsstrukture en verskeie departemente gaan ons absoluut meer en meer nodig hê dat ons gaan hande vat met hulle om die probleme op gemeenskap te kan aanspreek. Die eerste buurtwag is gestig in 2012 in Vryburg en vandag sit ons met 177 strukture en duisende vrywilligers met verskillende vlakke van opleiding, van basiese veiligheidsopleiding tot baie gevorderde taktiese opleiding. Ons het hommeltuie, ons het party buurtwagte wat selfs spoorstofhonde het wat hulle gebruik om verdagtes mee op te spoor. En so die buurtwagte speel 'n ongelooflike rol om hierdie gaping te vul wat gelaat word deur die staatsverval in Suid-Afrika. Ons het in 2011 begin met plaaslike strukture. Dit was baie klein gewees, nog nie heeltemal geweet hoe dit moet werk nie. En dit het begin momentum optel na meer as 160 takke, vandag 177 buurtwagte, 10,000 vrywilligers, wat eintlik sê dat ons kan nou in 'n groter mate beheer neem oor die gemeenskappe waarin ons families, ons gesinne en ons nageslag gaan bly. Voor 2017 was die begrip privaat vervolging nie bekend. Glad nie. Nou is dit alom bekend. Ons word aanvaar as die spesialiste op die gebied. Dink net daaraan. President Zuma wil self privaat vervolg. Die aanvanklike doel was om die wat verskans is teen vervolging, die selektiewe vervolging deur die vervolgingsgesag teen te werk. Maar dit het ontwikkel later in 'n wagondorganisasie om die irrasionele optrede van die vervolgingsgesag aan te spreek. En huidig verskans ons alle mense en die publiek en slagoffers teen die totaalverval van die strafregstelsel. Ons kon dit net doen
omdat AfriForum ons ondersteun. Ons kan dit net doen omdat lede elke maand hulle bydrae doen om ons in staat te stel om suksesvol te kan vervolg sodat 'n slagoffer geregtigheid kan gekry. Ek het groot geword met fotoverhale, klein boekies met fotos in en een daarvan was Ruiter in Swart. Nou is 'n fotoverhaal, so elke keer as hy iemand slaan, dan trek die persoon nou deur die lug en hy val. En dan die onderskrif is vat so jou boef. En dis wat ek voel. Na elke privaat vervolging, vat so jou boef. Ons het jou gekry. As mens gaan kyk na die omstandighede in die land, het ons nie net 'n regeringsprobleem nie, ons het eintlik ook 'n bedelingsprobleem. En wat ek daarmee bedoel is, hier word baie sterk gesentraliseer deur die ANC geleide regering. Sentrale beheer oor Eskom beteken as die krag af is, kom dit in elkeen van ons se huise reg oor die land. En daarom sê ons is ten gunste van 'n bedeling wat gaan oor afwendeling van mag, federalisme. Want ons glo as jy 'n klomp pole het op plekke waar mense wat in gemeenskappe bly meer seggenskap het en jy gebruik daardie energie in daardie gemeenskappe, dan kan jy op 'n klomp plekke baie sterker funksioneer. En dit is wat gemeenskapsfederalisme sê. Ons as gemeenskap wil self kyk na omstandighede in ons gemeenskap. Ons wil planne maak op 'n maatskaplike terrein binne die gemeenskap. Ons wil op veiligheidsterrein planne maak. Ons wil op onderwysterrein wil ons planne maak, op geestelike terrein wil ons planne maak en dan net ons praktiese infrastruktuur in stand hou. Ek dink oor die jare het AfriForum het tog reg gekry om 'n noemenswaardige verskil te maak en om 'n noemenswaardige rolspeler te word in die toekoms van almal in hierdie land, hier in Suid-Afrika. Is belangrik, ons het van die begin af geweet, as ons wil hê die land moet werk, gaan hy moet werk vir almal. Hy gaan nie net moet werk vir een groep mense nie, hy gaan moet werk vir almal. Ek dink die eerste teken van wat potensieel moontlik is, het in 2018 gekom. Dit het eintlik van buite AfriForum gekom. Dit was 'n eenvoudige geleentheid om die Zulu koning te ontmoet, koning Goodwill Zwelithini. En daar's toe eintlik 'n baie hoë vlak afvaardiging van die solidariteit beweging om die koning gaan sien. En ek het saamgegaan eintlik as gevolg van 'n baie ou historiese familiekoppeling met die Zulu koningshuis. En toe het ons so 'n bietjie begin praat ook met die Ngonyama Trust, maar daar het nie regtig groot dinge gebeur nie. En toe het eintlik maar 'n vriendin van AfriForum het toe 1 Januarie in 2020 net 'n e-posie gestuur vir AfriForum by afriforum.co.za en gesê daar's hierdie baie goeie familie van die Seleka Barolong in die Oos-Vrystaat wat eintlik deur die regering, daardie Vrystaatse regering onder leiding van Ys Magashule is besig om van hulle ontslae te raak. Kan AfriForum hulle nie dalk help nie? En wat toe gebeur het hier teen hier September in 2020 het die geleentheid toe binne AfriForum om te staan waar ons gesprekke gevoer het oor wat dink ons hoort fokus te wees en wat hoort prioriteit te wees. En toe het ek gesê, maar die een ding wat ek reken goed sal wees as ek op net een ding kan fokus, is dit die vestiging van interkulturele verhoudings en samewerking. En daar is die afdeling toe eintlik gebore. Ek dink Kaapse Forum se lewe begin by 'n idee wat binne AfriForum ontstaan het om iets meer te doen van AfriForum se kant af in spesifiek dan nou breingemeenskappe. En Kaapse Forum dien dan by implikasie as 'n brug tussen Afrikaners en die Afrikaanssprekende spesifiek breingemeenskappe. So hierdie vennootskap tussen Kaapse Forum en AfriForum en dan ook die breër solidariteit beweging gee vir ons 'n geleentheid, die van ons wat breiners by Kaapse Forum, ons het wit kollegas natuurlik ook. So om saam te werk en 'n verskil te maak in daardie gemeenskappe waar die nood nog steeds so groot is. Ek onthou daai Sondag, vroeg April 2022 toe Kaapse Forum aangekondig is op die voorblad van rapport, die hoofstorie van die koerant op daai dag. Dit was vir 'n klomp mense 'n skok geweest, eintlik iets wat jy net nie sien kom het as jy nie vooraf geweet het daarvan nie. Maar ek sou dit nie anders wou hê nie.
Want as ons 'n beriggie op bladsy 6 of 8 was, het niemand van ons kennis geneem nie. En omdat ons toetrede tot die burgerregte omgewing met daai knalgeleid plaasgevind het mense van dag 1 af van ons kennis geneem en kon ons van dag 1 af 'n verskil begin maak. Die internasionale kritiek is baie keer geskoei op persepsies en onkunde. So met bewusmaking kan jy nogal 'n entjie ver kom. Vir my is die moeiliker kritiek die kritiek van ons eie mense en mense vir wie jy graag 'n verskil wil maak wat dan negatief is daaroor. Met die internasionale skakeling is die geheim maar altyd om by feite te bly, nie emosioneel te raak nie en so ver as moontlik mense in te lig en bewusmaking te doen, want ek dink veral, ek het nou maar meer in Europa gewerk met internasionale skakeling, maar mense daar verstaan nie altyd hoe kompleks Suid-Afrika is nie. Hulle verstaan nie regtig dat ons te maak het met 'n klomp gemeenskappe en 'n klomp ideale en probleme en uitdagings nie. So die kompleksiteit moet jy op 'n manier kan oordra wat hulle kan verstaan in 'n omgewing wat baie meer gekontroleerd en baie meer homogeen is as wat Suid-Afrika is. So ek weet ek werk vir 'n abnormale organisasie en in 'n abnormale werksomgewing. Want ek werk vir 'n organisasie wat vir my die geleentheid gee om roepingswerk te doen. En ek weet vir baie mense, vir die meerderheid van mense is dit nie die geval nie. En dit is waarvoor ek baie dankbaar is vir die geleenthede wat AfriForum vir my bied. Is juist daai geleenthede om 'n verskil te maak en dan die resultate van daai verskil onmiddellik amper te sien hoe die wêreld beter raak weens dit wat ek en my kollegas doen. Wanneer dit kom by die slegte goed wat in Suid-Afrika gebeur, gaan jy nooit vir AfriForum vind praat oor hoe sleg Suid-Afrika as 'n plek is of hoe sleg die Suid-Afrikaners as mense is nie. Die negatiewe goed binne in Suid-Afrika wat AfriForum 'n kollig op skyn, veral in die buitelandse omgewing, is spesifiek dit wat die regering mee te doen het. En enigiemand wat in die arena is, iemand wat besig is om 'n standpunt in te neem, gaan altyd kritiek kry. As jy nie wil kritiek hê nie, neem net nie 'n standpunt in nie. Dan gaan jy nooit kritiek ontvang nie. Dit is 'n absoluut waterdigte strategie. Maar AfriForum neem standpunt in en baie keer oor omstrede kwessies. Maar wat belangrik is vir ons is dat jy moet eerder 'n ongemaklike waarheid uitspreek en praat as wat jy 'n gemaklike of gerusstellende leuen versprei. Ek dink dit is die filosofie van AfriForum. Ons praat van 'n 3-been suksesresep wat by al 3 komponente insluit. Roeping is ons geheime wapen, want wat roeping meebring is dat gewone mense wat nie perfek is nie, kan in moeilike omstandighede buitengewone goed regkry. As jy deur 'n roeping gedryf word, kan jy wanneer iets nie mooi of goed werk nie, dan gaan jy nie lê nie. Dan staan jy op en jy gaan met groot ywer aan. Dan plan. Plan is natuurlik belangrik. Mens kan nie planloos deur die lewe gaan nie. En daarom moet ons baie energie en tyd binne AfriForum, maar ook binne die breër solidariteit beweging hanteer om ons veg- en bouplan te verfyn. 'n Plan moet uitvoerbaar wees. En daarom kom dit by die 3de been van die mense. Die mense is krities belangrik. Ek sal eerder 'n swakker plan met 'n goeie span hê, as 'n baie goeie plan sonder 'n span of 'n uitvoerende vermoë, dan gaan jy niks regkry nie. En dit is hierdie span wat ons deurtrek en die span bestaan uit 'n klomp komponente. Dit is in die eerste plek ons lede. As dit nie vir daardie span was, mense wat ons ondersteun het en glo in hierdie toekoms en soms selfs betrokke raak nie, dan kon ons regtig niks bereik het. Ons het goeie mense wat hard werk en dan natuurlik ook die strategiese leiding wat ons oor 20 jaar nou van ons direksie ontvang het. AfriForum gaan wat my betref nog meer nodig wees vir die volgende 20 jaar of oor 20 jaar as wat dit in die verlede was. Al kom die môre regeringsverandering, ons hoop daarvoor, dan is dit nog nie einde van ons probleem nie. Dan gaan AfriForum se rol dink ek nog belangriker word as daar sê net maar 'n koalisieregering aan bewind kom. En die rede daarvoor is dan gaan ons baie makliker toegang tot die regering kan hê om te help op staatsraadsvlak met dienste
om samewerkingsooreenkomste in die polisie te sluit en so aan. Ons skep die kulturele infrastruktuur sodat ons hierso blywend vry, veilig en voorspoedig kan voortbestaan, sodat ons dan 'n volhoubare bydrae kan lewer tot die welstand van die land en al sy mense. Instellings soos AfriForum is altyd nodig. Die werk wat gedoen word sal waarskynlik net anders lyk as wat dit nou is. Ons leef in 'n wêreld wat so vinnig verander en waar die uitdagings so vinnig verander. Maar die gemeenskapsbou behoefte dink ek sal altyd daar bestaan en mense gaan altyd 'n organisasie of 'n instelling nodig hê om hulle daarmee te help. 20 jaar gelede was die idees van AfriForum was nog 'n embrio geweest. Nou is AfriForum 'n jong volwasse organisasie. En 'n jong volwasse organisasie kan nog baie doen. Dit kan nog baie doen as jy 20 jaar oud is en ongeag of jy 'n goeie regering of 'n slegte regering het, hoe beter jou gemeenskapsinstellings is, hoe minder maak dit saak wat se regering jy het. Wat baie belangrik is om te weet is dat AfriForum nie die resultaat is van 1 of 2 mense nie. Daar was baie mense wat 'n rol gespeel het. Elkeen was 'n rad in hierdie masjien en ek is baie dankbaar dat ek deel kon wees van hierdie masjien. 'n Masjien wat se brandstof is AfriForum se 300 000 lede. Sy enginekamer is AfriForum se 182 personeel en dan natuurlik ons tak vrywilligers wat 'n sleutelaspek van hierdie organisasie is. Wat die toekoms betref is dit 'n toekoms van hoop. Ons het nou gesien wat kan gebeur as ons saamwerk en mense hulle hande, verstand en roeping gebruik. En daarom wil ek vir elkeen wat hierna kyk sê, daar's hoop vir die toekoms, wees opgewonde. Ons voorgeslagte het uitdagings oorkom. Ons doen dit reeds en ons gaan dit in die toekoms doen. Want hier in die suidpunt van Afrika is die enigste plek waar ons as Afrikaners kan bly voortbestaan. Individue kan elders gaan bly, hulle kan dan die tale aanneem van die land waar hulle heen gaan, maar hier gaan ons weet wie ons is en ek sien daarna uit, kom bou saam aan hierdie toekoms.